Goed, julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 15. Ons gaan vanoggend stil staan by verse 1 tot 7 van Lukas hoofstuk 15. En die woord van die Here kom tot ons. Lukas hoofstuk 15 vers 1 tot 7. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Dit is die woord van die Here. Vandag staan ons dan stil by hierdie gedeelte wat gaan oor die verlore skaap wat deur die herder gesoek en gevind word. Nou, die storie van die verlore skaap is eintlik die eerste gedeelte van een gelykenis. Dit is 'n lang gelykenis en hierdie gelykenis bestaan uit 3 stories. En hierdie 3 stories is die verlore skaap, waarna ons vanoggend kyk, dan is dit die verlore muntstuk wat net hierna is. En dan daarna is dit die storie van die bekende verlore seun gedeelte. Dis waaruit hoofstuk 15 van Lukas bestaan. Nou, ons sou verwag het dat Lukas sou sê die gelykenisse, want jy het die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die storie van die verlore skaap, die storie van die verlore muntstuk en dan die storie van die verlore seun, maar Lukas gebruik die enkelvoud gelykenis. Daarin vers 3, toe sê hy, toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, en dan begin hy hierdie 3 stories te vertel. So dis een gelykenis, en wanneer ons 'n gelykenis lees, dan is daar een hoofpunt wat ons moet huis toe vat. En hierdie punt wat gemaak word deur al 3 hierdie stories is hierdie: daar is blydskap wanneer die herder of die huisvrou of die pa iets vind wat verlore was. Daar's blydskap wanneer daar iets gevind word wat verlore was. Nou hierdie blydskap, en ons gaan dit sien, ook hoe Jesus die fariseërs en die skrifgeleerdes aanspreek, vasvat, dan sien ons hierdie blydskap is wat Jesus ervaar wanneer hy mense red, maar is ietsie wat ons moet ervaar. Dis ietsie wat gelowiges moet ervaar. En ons sal dit net ervaar as ons die hart van Jesus het. As ons besef waaruit Jesus mense kom red. Dis die enigste manier dat ons kan deel hê aan daardie blydskap. Onthou, die fariseërs het nie daai blydskap gedeel nie, daarom dat hulle Jesus vasgevat het. Dis daarom dat hulle gemurmureer het dat Jesus nou sou kon waag om saam met sondaars en tollenaars te eet. So die eerste storie in hierdie gelykenis gaan oor hierdie herder wat 'n verlore skaap vind. En dit word in 3 episodes vertel. Daar's 3 gedeeltes. Jy het eerstens hierdie herder se soektog daar in vers 4. En dit wys hy hierdie herder se geduldige uithou vermoë
soos hy soek en dan vind. In vers 5 dan sien ons die herder se las. Hierdie las wat hy dra. En dit wys sy sagmoedige sterkte om hierdie swaar las te dra. En dan in vers 6 en 7 dan sien ons hierdie blydskap van hierdie herder. En spesifiek vers 6 en eintlik in 'n mate ook 'n bietjie in vers 5. Maar in vers 6 dan sien ons die herder se blydskap. En dit wys op die herder se vreugde as hy hierdie skaap gered het. En onthou net weer eens, hierdie gelykenisse of hierdie stories wat deel vorm van 'n gelykenis, vertel Jesus as antwoord op die fariseërs en die skrifgeleerdes se reaksie. In vers 1 sê dit, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na Jesus te kom en na hom te luister. Dis die konteks. Daar sien die fariseërs en die tollenaars dat Jesus preek en dan kom die sondaars en die tollenaars na Jesus toe en Jesus jaag hulle nie weg nie. Om die waarheid te sê, hulle voel nie dat Jesus in 'n mate veroordelend is teenoor hulle nie. Jesus is direk, natuurlik het hy sonde aangespreek, maar daar's iets in die manier van Jesus se prediking, al was dit direk, en daar's iets in Jesus se omgaan met hulle wat onaanloklik was vir die mense. Die mense wou na Jesus luister, al was dit mense wat nie wou kerk toe gaan nie, dis mense wat ander mense uitgebuit het, by hulle gesteel het, tollenaars, hulle was diewe, hulle was uitbuiters. Dit was regtig die skuin van die samelewing. Die sondaars was mense met 'n slegte reputasie. Hulle was gekenmerk deur een of ander sonde. Dis miskien dronkaards gewees, het konhoreerders gewees het. En is eintlik mense, hierdie sondaars nou wat moes skaam gewees het oor die sonde wat hulle doen. Hulle het nie eens skaam gekry as hulle Jesus se prediking gehoor het, maar hulle het heeltyd teruggegaan na Jesus toe. En Jesus was bereid om met hulle te praat. Hy was bereid om aan hulle die evangelie van die koninkryk te verduidelik. Hy het hulle op hulle vlak ontmoet, sonder om te deel in hulle sondes. En mense moet dit ook altyd onthou. Jesus het nooit sonde gedoen nie. So hy sou nooit die sonde goedgekeur het wat die mense doen nie, want dan sou hy gesondig het. Hy sou nie saam met hulle gesondig het nie, want dan sou hy ook gesondig het. En dan sou hy nie 'n volmaakte verlosser kon gewees het nie. As Jesus een sonde gedoen het, sou hy nie ons verlosser kon gewees het nie. Maar Jesus het die mense wat na hom toe gekom het, en hy wat selfs na hulle toe gegaan het, want hy het natuurlik rond gepreek, en hy het ook vir hulle gepreek, hy het na hulle vlak toe gegaan. Hy het besef waar hulle is. En hy was vir hulle lief gewees. En uiteindelik was dit ook om hulle uit te bring om die Here lief te hê, om sy wet lief te hê. Want die Here het nie gebly by, wel, jy's nou gered, bly maar aan jou sonde nie. Ons sien dit baie keer hoe Jesus sê, bekeer en hierdie is die weg van die waarheid, en dit is die wet, dit is om die wet uiteindelik te volg, want dit is tog wie die Here is die wet. Dit reflekteer sy karakter. So die Here Jesus wou natuurlik mense daar uitgebring het, maar hy het hulle gaan ontmoet in liefde. En as mens bietjie daaroor dink, dan dink jy, dis nogal radikaal, want Jesus, wat self God is, mens, God, hy het geweet wie die uitverkoren is. Hy het geweet Judas Iskariot is nie die uitverkore nie. Hy het geweet Judas Iskariot gaan hom verraai. Maar in sy manier van kommunikasie het hy nog steeds nie in 'n groot mate, en ek sê dit versigtig, het in 'n groot mate nie veroordelend oorgekom nie. Hy het geweet Judas Iskariot gaan hom verraai. Hy was sy apostel vir 3 jaar lank. En hy het Judas Iskariot en ander sondaars wat hy geweet het nie die uitverkorenes was nie, het hy
Hy het na hulle toe gegaan en op so 'n manier aan hulle liefde bewys deur vir hulle evangelie te bring op hulle vlak. Al het hy geweet, baie van die mense wat daar was, gaan nie gered word nie. Dis 'n radikale manier om daaroor te dink. En dit wys vir ons dan ook hoe ons ten minste, wat nie eers weet wie die uitverkorenes is nie, hoe ons mense moet benader in hulle nood. Ons moet ten minste besef, en is deel van die rede ook hoekom dit hier staan, dat ons die farisisme in ons eie hart erken, en dat ons aangespreek is hoe ons baie keer mense benader, en dat dit ons skaam kry as ons sien, die koning van die heelal, wat uiteindelik daardie mense gaan veroordeel vir ewig, onder sy straf vir ewig, die wat nie na hom gaan bekeer nie, maar dat die manier hoe hy hulle benader het, laat ons skaam kry oor hoe ons mense benader. So Jesus se optrede met hierdie sondaar mense het in skrille kontras met die fariseërs en die skrifgeleerdes gestaan, want kyk wat die skrifgeleerdes in vers 2, en die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hulle het gekla, hulle het veroordelend gekyk, en hulle het gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Weereens, hy ontvang nie sondaars saam met hulle sonde, in die sin van, hy keer die sonde goed nie. Jesus het nooit sonde goed gekeer nie. Maar hy het met hulle gepraat. Hy het selfs saam met hulle geëet. Maar die fariseërs was nie gelukkig met Jesus se optrede nie. Hulle kon glad nie verstaan dat Jesus met sondaars kuier en praat nie. Dit het hulle verstand te bowe gegaan. En die fariseërs het nou eintlik die vroeëre konfrontasie met Jesus vergeet. Vroeër in Lukas hoofstuk 5, het die fariseërs die disippels van Jesus aangevat amper oor dieselfde ding. In Lukas 5 vers 30 dan staan daar, en hulle, die skrifgeleerdes en die fariseërs, het by sy disippels gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus het dit toe nou gehoor, en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. So die wat dink hulle is gesond, die wat dink hulle het nie Jesus nodig nie, wel, hulle het nie Jesus nodig nie. Maar wie het Jesus nodig? Maar die wat ongesteld is. Dan sê Jesus, ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jesus het daar baie direk vir die fariseërs gesê, julle is op 'n verkeerde pad, julle verstaan nie wat dit beteken om redding nodig te hê nie. Julle verstaan nie wat se groot probleem julle in sit nie. Julle dink julle is regverdig, julle dink julle is reg met God, maar julle is nie. Jesus het gekom om sondaars te red. Hy het nie gekom om mense wat dink hulle is reg en goed te kom red nie. Nou in Lukas 15 het die fariseërs en die skrifgeleerdes bietjie meer braaf begin word. Hulle vat Jesus direk aan. En hulle praat oor Jesus op 'n veragtelike manier. Hulle kyk neer op Jesus. En mense sal dit sien in vers 2, hulle praat van hierdie nietige man, hierdie uitvaagsel, Jesus. Nou, hulle praat nou van Jesus. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. So die fariseërs het nou begin braaf word en het op 'n veragtelike manier van Jesus begin praat. Volgens die fariseërs was Jesus die uitvaagsel gewees. Was Jesus besig om eintlik godslasterlik op te tree. In die fariseërs en die skrifgeleerdes se raamwerk, hoe hulle die Bybel verstaan het hulle gesê, jy moet hierdie mense afskryf. Hierdie sondaars, tollenaars, hulle wil nie gered word nie, so moet nie eers tyd met hulle mors nie. Jy kan ons nou sien, man, hierdie mense doen net wat hulle self wil, ons gaan nie met hulle enige moeite doen nie. Jy kan nie. Hierdie mense moet hulle lewens regryk en uitgesorteer word. Dan sal ons moeite doen. Dan sal hulle goed genoeg wees vir die Here om hulle te leer.
Hulle moet na die Here toe gaan en dan sal die Here na hulle toe gaan. Dan kan hulle die woord ontvang. Dis wat die Fariseërs gedink het. Is hierdie nie maar baie ook ons ingesteldheid nie? Die mense moet eers hulle lewens regryk, die drank los, hulle manier van praat los, en dan sal ons met hulle die evangelie kan deel. Hulle moet eers uitgesorteer word. Maar Jesus leer die teenoorgestelde. Jesus sê, mense het hom nodig. Ja, uiteindelik moet hulle na Jesus toe gaan, maar dit is Jesus wat die inisiatief neem. Hoe neem Jesus die inisiatief met mense vandag deur sy woord? Die woord gaan na mense toe en dan sê Jesus kom. Maar dis Jesus wat die inisiatief neem. Dis Jesus wat na mense toe gaan, na sondaar mense toe gaan. En dan sodra mense dan in Jesus glo deur die woord en die gees, dan verander hy hulle. Dis nie dat hulle moet eers verander en dan na Jesus toe gaan nie. Want hierdie is 'n eeueoue 'n vraagstuk gewees, is hoe werk die verkondiging van die evangelie? En daar was selfs in die gereformeerde lyn al hierdie probleem gewees waar dit ook sou sê, waar mense sou sê, maar mense moet eers hulle self uitsorteer, dan sal die Here met hulle werk. So Jesus wys in hierdie teksgedeelte uit, hoe benader hy mense. In Lukas 19 vers 10, wat eintlik die tema is van Lukas, sê baie duidelik, Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dis Jesus wat kom, en hy kom deur sy woord. So nou om hierdie benadering van Jesus tot sondaars te bevestig, gebruik Jesus 'n gelykenis. En daarom dat hy nou, in hierdie gelykenis is daar 3 stories, en ons gaan nou vanoggend stil staan by daardie gelykenis van die verlore skaap. Die herder se soektog begin toe hy besef dat een van die skape verlore was. Jesus sê, vers 4, watter man onder julle, wat 100 skape het, en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan, en gaan agter die een aan, wat verlore is, totdat hy dit kry nie. Dit is wat sal gebeur met 'n boer, alhoewel dit lyk, as jy nou kyk na die getalle, jy het 100 skape en een gaan verlore, is net 1%, so is nie so groot ramp, as daai skapie dood is nie, is 1% van jou wins wat jy verloor, maar, ons weet, dat 'n boer, gaan nog steeds agter daai skapie aangaan. Jy skryf nie net goeders af nie. En Jesus vertel die gelykenis, want die mense daai tyd het geweet van skape en skaapboerdery, dit was tog wat in daai land gebeur het van Israel. En daarom moes hierdie herder die skaap gaan soek. Dis die regte ding om te doen. En nou neem ons aan, en ek dink dit is die regte aanname, dat toe die herder die skaap gaan soek het hy oppassers gelos by die 99. Want dit is wat ook sal gebeur wanneer 'n skaap gesoek word in die regte lewe, die herder sal ons nou sorg dat die ander 99 opgepas sou word. Nou, teen die tyd wat die herder die skaap gaan soek het, was die skaap al in die moeilikheid gewees. Onthou, skape is diere wat baie maklik gedisoriënteerd word. Hulle word die mekaar, hulle word verbouwereerd, en hulle kan nie hulle weg alleen huis toe vind nie. Hulle word die mekaar. En as hulle verdwaal, dan kan hulle maklik van 'n kraans afval, hulle kan doodgaan van honger, daar is roofdiere wat hulle kan verskeer, daar's baie probleme, daar's baie gevare. Skape is nie geskep om in die wild aan te pas nie. Jy gaan geen skaap in die wêreld kry wat nou skielik daar sommer in die Kruger Wildtuin wild rondloop nie. Dit gaan nie gebeur nie. En dit is wonderlik dat die Here in sy skepping dit so ingeskep het met die doel
dat hy gaan eendag hierdie as 'n gelykenis gebruik. So wanneer 'n skaap afdwaal, moet die skaap gered word. Dis die enigste manier. Hy gaan nie aanpas daar in die wild nie. Nou hierdie is 'n goeie prentjie ook van ons eie geestelike toestand, van elke mens, van nature se geestelike toestand. Apart van Christus is elkeen van ons in die rotsagtige wildernis verdwaal. Elkeen van ons, van nature. As ons in die wildernis ronddwaal, dan gaan ons dood as gevolg van die tekort aan geestelike kos. En dan is dit nog boonop die Satan wat soos 'n brullende leeu rondloop om jou te verskeer. Ons kan nie ons weg self na Jesus vind nie. Elke mens, dit is nodig dat die Here ons kom vind. En wat vir ons 'n groot troos is dat hy sal nie stop totdat hy sy skaap gevind het nie. Vers 4 sê dit so mooi, en hy gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry. Ja, dit is so, ons admireer hierdie herder in hierdie gelykenis, hierdie storie. En ons sê, ja, dis wonderlik, hierdie uithou vermoë wat hierdie herder wys, maar dink oor wat Jesus kom doen het. Wat hy kom doen het is nog meer besonders. Dis nie in die eerste plek Jesus se fout dat mense verlore geraak het nie. Onthou as daai herder daai skape opgepas het, daai 100, dan is dit teen sy skuld dat daai een skaapie verlore geraak het. Hy het bietjie fokus verloor, hy het miskien 'n boek gelees of hy het in gedagte geraak en daar gaan die een skaapie. Maar dit is nooit Jesus se skuld dat mense verlore raak nie. Dis mense wat uit eie keuse uit teen hom rebelleer. Maar tog is dit hierdie groot herder, ons Here Jesus, wat die verantwoordelikheid op homself neem om ons te kom soek. En om dit te doen, nog meer as hierdie herder, hy word 'n herder deur die armsalige klere van ons mensheid aan te trek, sodat hy ons kan kom vind. Jesus het mens geword om sy skape te kom vind. Verder, dit is nie net een skaap wat verlore was nie, maar dit is 'n hele trop skape. Want die hele trop was verlore. Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Maar die punt is, ons almal het gedwaal soos skape. Hy is 'n trop wat verlore is. En dan kom Jesus en hy trek die armsalige klere van ons mensheid aan en hy gaan agter ons aan en hy kom red ons. Dit is een ding wel om daardie verlore skape te soek en te vind. Dis een ding. En dit is reg wat hierdie herder gedoen het. Hy vind die skaap en nou is hy by die skaap. Onthou, dit praat nie hierso van 'n lammetjie nie. 'n Lammetjie is 'n ligte dier. Maar nou vind hy 'n skaap, is 'n volwasse skaap. Dit lyk tog so uit die teks uit. Maar om daardie skaap terug te bring, is nou 'n moeilike taak. Want hoe gaan hy daai skaap wat daar ver is, nou terugbring? Want hierdie skaap is moeg, hierdie skaap is verwilderd, hierdie skaap gaan nie die herder volg nie. So wat moet hy doen? Hy moet hom dra. En hier sien ons die herder se swaar las wat hy met hierdie sagmoedige sterkte dra. Dit is hierdie skaap wat, hy kan nie anders nie, hy moet gedra word. Daar's hierdie, en hy vat die herder en hy dra hierdie skaap op sy skouers. En interessant, een van die oudste kunswerke uit die Christelike kerk is die beeld van die herder met hierdie skaap op sy skouers. Dit is een van die vroegste Christelike beelde, net vir interessantheid. So die vroeë kerk, dit is nou in die
100, 200, 300 na Christus het hierdie beeld van die herder en die skaap baie hoog geag en dit toegepas in hulle eie lewens en ook in hulle bediening. Maar as ons nou dink aan hierdie skaap wat die herder nou op sy skouers dra, dan besef ons daar's hierdie wonderlike intimiteit tussen die herder en die skaap. Die herder voel die gewig en die warmte van die skaap. Hy kan die hartklop en hy kan die asemhaling voel. Die skaap is uitgeput. Hy's te moeg om saam met die herder na die trop terug te loop, maar die herder dra die swaar gewig van die skaap met vreugde, met blydskap. Het julle dit raak gesien daar? Vers 5. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Hy sit dit nie net op sy skouers nie, hy sit dit met blydskap op sy skouers. Hy doen dit met liefde. Dink watter las Jesus vir sondaars gedra het. Een skaap is groot gewig. Jesus het 'n trop skape op sy skouers gedra. Dit was die dodelike las wat hy moes dra. Dis nie net ons fisiese gewig wat Jesus gedra het nie, hy het nog 'n swaarder las gedra. Hy het ons sonde las gedra. Jesaja 53 vers 6, weer eens, ons het almal afgedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Daardie las van die toorn van God wat op daai sonde neerkom, moes Jesus dra. Die herder, ons Here Jesus, moes meer doen as net die skaap huis toe te bring. Hy moes ook die straf van hulle sondes gedra het. En Jesaja gaan verder, daar in Jesaja 53, om hierdie pyn te beskryf, wat Jesus moes deurgaan om ons las te dra. Jesaja 53 vers 12, hy het sy siel in die dood uitgestort, want hy het die ewige dood in tyd gedra vir sondaars. En hy doen dit met vreugde. Dit is nie 'n las nie, dit is 'n las in die sin van, dit is 'n swaar las wat hy moes dra, maar in die sin van hy doen dit met vreugde. Want hy kyk vorentoe, want hy weet wat gaan gebeur nadat hy die las gedra het, want dan beteken dit hy het sy trop skape gered. Hy het hulle verlos om vir ewig saam met hom te wees. Hebreërs 12 vers 2 sê, hy wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en die skande verag het. So hy het met vreugde die kruis gedra. En let wel, dis nie dat Jesus gekom het om ons uit te lig uit ons moeilikhede in ons lewe nie. Dis so belangrik. Want dit word baie keer verkondig dat as jy in Jesus glo, dan gaan jou probleme in hierdie lewe verdwyn. Dis nie hoekom Jesus hier gekom het nie. Maar hy het gekom om die gewig van ons sondes te dra. Hy is die goeie herder wat sy lewe vir die skape neergelê het. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Dit is die skape wat in Adam verlore geraak het, wat op Christus gesit word. Elke skaap wat op die gekruisigde Christus rus, word huis toe geneem. En dan wanneer die herder by die huis kom, dan is daar blydskap. Vers 6, en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Nou, Jesus het daai vreugde gehad, toe hy las begin dra het, want hy het geweet wat die uiteinde is van die verlossing. Maar die groot herder het ook geweet, en hy was ook bly, en hy is nog steeds bly wanneer daar een van sy skape wat verlore is, gered word. Nou, Jesus wil hê dat ander in hierdie blydskap deel. Daarom dat die gelykenis so baie duidelik sê daar, in vers 6, en toe hy by die huis kom, dis dit nie net hy wat bly is nie. Hy roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle,
Wees saam met my bly. Wees saam met my bly. Want ek het my skaap gekry wat verlore was. En jy sien, daai is wat die fariseërs nie verstaan het nie. Jesus wil hê dat ander in sy blydskap deel. Want dit is die grootste vreugde wanneer Jesus 'n verlore sondaar vind. En jy sien, as ons nie daai vreugde ervaar nie, dan besef ons nie waaruit ons self gered is nie. Dan staan ons eintlik op gevaarlike grond, want dit kan beteken dat ons nooit daai blydskap gehad het nie. Want as jy weet wat Jesus vir jou gedoen het, daardie blydskap, dan is jy mos bly as ander mense die lig sien, as ander mense Jesus bely. En dan, as jy na mense toe gaan wat in hulle sonde lewe, sondaars is, tollenaars is, dan het jy ook in 'n sin hierdie vreugdevolle vooruitsig. Jy hoop regtig dat hulle gaan ook die vreugde van die verlossing besef. En die manier hoe jy dan met hulle gaan praat, gaan dan dit wat jy, waarna jy uitsien vir hulle, gaan dit kommunikeer. Jy sien die manier van hoe ons praat en werk met mense, verklaar baie van wat ons besef, dit is waaruit Jesus ons gered het, die blydskap wat hy vir ons gee. Vir iemand om van sonde te bekeer en in Jesus te glo, is die grootste vreugde in hierdie lewe. Daar kan niks daarmee vergelyk word nie. Vers 7. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Dink jy daai vreugde in die hemel wat daar uitbars wanneer een persoon gewederbaar word? Wanneer daar een persoon nou deel is van hierdie koninkryk. So Jesus gee vir ons hierso mooi die perspektief wat in die hemelruim aangaan. Die perspektief, 'n geestelike perspektief van hierdie blydskap wat daar is wanneer mense tot verlossing kom. En dis die blydskap waarin ons kan deel ook en waarin ons moet deel. Maar wat nou van die ander 99 skape? Waarna het hulle verwys? Nou daar's verskillende interpretasies oor hierdie laaste gedeelte van vers 7. Maar as mens Lukas 5 wat ek net nou gelees het, waar dit sê in vers 32, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En dit sê in vers 7, want net gou die hele vers 7, net om konteks te gee oor wat Jesus dan sê oor hierdie ander 99 skape. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, so daar's wonderlike blydskap oor een sondaar wat hom bekeer, en dan sê vers 7, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. So as meer blydskap oor hierdie een persoon wat gered word, meer as oor daardie 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Nou as mens kyk na die Grieks daar, dan is dit ook geldig om dit te vertaal as teenoor. So jy het blydskap, daar's blydskap vir die een wat gered is, teenoor, dis blydskap teenoor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Soos mense wat dink hulle het nie die redding nodig nie, wat dink hulle is gesond, dis die fariseërs. Dis mense wat dink, maar ek is uitgesorteer. Ek wil gaan kerk toe, ek is hierso, ek moet tog reg wees. Daar's geen blydskap vir hulle nie, dit is wat die teks leer. Maar vir een sondaar, wat sy sonde besef, wat besef, hy is nie goed nie, hy het Jesus nodig, en hy wil in die prediking sit, en hy wil hoor, wat sy verlosser kom doen het, daar is vreugde vir daardie persoon.
Daar is geen vreugde oor mense wat nie die verlossing in Jesus wil hê nie. En onthou, mens moet tog hierdie besef, dat die fariseërs, die skrifgeleerdes, was kerkmense, maar hulle was ongelowiges. Die sondaars en die tollenaars, hulle was ook op 'n stadium ongelowiges gewees. So is albei ongelowiges. Maar hulle hantering van Jesus was radikaal anders te gewees. Omdat die fariseërs het die skrif geken, hulle het geweet van hierdie beloofde Messias, maar hulle het die skrif ingekleer met hulle eie harde harte en dit heeltemal verdraai sodat jy gered moet word deur jou eie werke. Hulle het koud gestaan, hulle het klinies gestaan teenoor ander mense, hulle het nie hulle eie sonde besef nie, hulle wou ook nie, hulle het self hulle eie sonde geregverdig, daai eie regverdiging. Maar die mense daar buite, die tollenaars en die sondaars, het nie daai gesindheid gehad nie. Hulle het geweet hulle is sondaars. Hulle sou miskien as hulle Jesus gehoor het en hulle begin 'n bietjie ongemaklik raak, sou hulle weggeloop het. Maar baie van hulle het dan tot bekering gekom, en deur die geskiedenis in elk geval. Maar baie van hulle het nie geskop en skree en Jesus wou doodmaak nie. Dis nie wat jy sien in die Nuwe Testament nie. Die gesindheid was heeltemal anderste. Jesus roep die kerk op. Want onthou, dit is deur die kerk en spesifiek deur sy bedienaars van sy woord, maar ook individueel, om mense wat in hulle sonde nood is, na hulle toe te gaan, om hulle daar te ontmoet en vir hulle die evangelie te bring, op welke manier dit ook al is. So byvoorbeeld, vir ons kan dit beteken dat jy 'n verhouding met iemand, of jou bure, of mense het familielede, wat miskien nie meer kerk toe gaan nie, wat sê nee, maar hulle kan net op hulle eie reg kom, en dan wil jy hulle weer onder die prediking bring. En hopelik, kom ons sê daar is 'n doop, of daar is selfs 'n belydenis, aflegging, dan gebruik jy daai geleenthede om mense dan by die kerk te kry, sodat hulle onder die prediking van die woord is. En as jy daai geleentheid het, ook om met hulle die evangelie te deel. Teken nie met elke keer nie, maar mens wil tog daardie skape wat verlore is, wil jy tog na uitreik. Ons weet nie wie die uitverkorenes nie. Die Here roep ons net op om daar waar die Here ons sit en die geleentheid wat hy vir ons gee om uit te reik, om die evangelie na mense toe te bring. Dis waartoe die Here ons roep. Want die punt van die hele storie is dat die herder, die een wat verlore was, gesoek en gevind het. Hy het hom teruggebring en hy was bly daaroor. Is hierdie blydskap by jou teenwoordig? In die eerste plek is hierdie blydskap by jou teenwoordig dat jy bly is dat die Here jou kom verlos het. Want dis waar dit begin nogal. Want as ek daai blydskap besef en ek weet my Here Jesus, hy het my kom verlos, hy het my kom soek, hy het die woord na my toe kom bring. Daar's niks in my wat en my omstandighede selfs, of my familie wat bepaal dat ek die evangelie moes hoor nie. Daar's niks waarop ek kan roem nie, maar die Here het bepaal in sy groote barmhartigheid dat ek die woord kan hoor en dat ek Jesus kan hoor en dat ek kan bekeer na Jesus. En is daardie blydskap wat ek nou aan Jesus behoort en niks kan my skei van daai liefde nie, wat ons tog moet dryf om daai blydskap dit dryf jy dat jy ook die blydskap by ander mense sal sien wat na Jesus toe bekeer. En dit is wat hierdie gelykenis vir ons leer. En ons gaan nou, as die Here wil, gaan ons nou stil staan volgende week by die volgende gedeelte van die verlore muntstuk en die week daarna, of die volgende geleentheid, die gelykenis van die verlore seun. Dis heeltyd dieselfde. Dis hierdie ietsie wat verlore is, wat gevind word.
So die Here wil met ons harte werk, dat ons kan besef, wat is die realiteit, wat is die perspektief, wat ons moet hê, oor sonde, en die ewige dood, en die verlossing wat Jesus bring, en dat hy dit wil hê vir mense, en dat dit ons gesindheid daarom moet verander.